So non ek het nou voor die tyd nou sommer 'n vraag twee vir jou. Hoe het jy by MSSA beland? Het jy 'n familielid of iemand wat MS het of gehad het of Ja, my oorlede man het MS gehad. okay en was jy 'n stigterslid van MSSA? Wel, dis 'n lekker interessante storie. Daar was destyds so by 2000 in die jaar 2000 rond, was daar so 'n organisasie en dit het maar op daai tydstip bestuur soos dit maar destyds so gegaan het, maar daar was nie baie mense nie. So dit het 'n groot verskil gemaak. Ja. En hulle het 'n erflating gekry van iemand en hulle daai geld waarskynlik goed aangewend, maar nie besigheidsgeoriënteerd aangewend nie. So toe dit alles op is, toe ja, gee hulle moed op. Hallo So Charlotte. Hallo, hallo. hallo. Non Hallo. so ons herken maar net die mense soos hulle aanlyn kom, laat hulle net Yes. weet hulle is op die regte plek. Okay. So ja, toe begin ek die persoon wat toe daar aan die stuur was 'n verpleegsuster. En Ja. ons het daartoe leer ken deur die proses en toe nader sy my om die posisie oor te neem. Ek het nie regtig geweet van die benarde toestand waarin hulle was nie. In elk geval, ek het 'n agtergrond. Ek is 'n small business developer, ek het journalistiek geswat, ehm ek het baie dinge gedoen toe ek die broodwinner geword het. Het ek Ja. baie gestudeer en om te kyk wat kan ek beter doen en so aan. Ja. So ja, so toe ek nou hierdie posisie oorneem, toe sien ek maar hulle bestuur dit nie finansiëel goed nie. So toe maak dit maar toe en toe begin ons van voor af in my lounge. Right. En toe groei dit nou maar daarvandaan. Die grootste groei het plaasgevind in die jaar 2010 toe social media in Suid-Afrika aangekom het. Okay. Want skielik het ek dit so breinmoeg gekry en besef, ek weet niks van Facebook af nie, maar dit klink vir my mense kry mekaar daar. So ek het so begin om voelers uit te steek en mense te soek. En dit het daar begin. Dit het letterlik daar begin. So ons is nou so 2000 mense wat mekaar aanlyn ondersteun. Almal Ja. is lede van ons en daar's so 5000 mense in Suid-Afrika met MS. Ons weet nie van almal nie want hulle is ongediagnoseer. Okay. So daar's 2000 ongeveer wat gediagnoseer is, sê jy in ander woorde. Ja, wel wat lede is van ons en elke lid by ons is geverifieer. So vir Okay. jy weet ja, daar's nie dooie mense op ons databasis nie. Daar's Ja. ook nie mense met ander siektes nie en daar's geen kroekery nie. Elke persoon wat daar is geverifieer met 'n proses en is 'n lang proses en so aan. So ons het Ja. baie gegroei nou. Ons is Okay. dis nou internasionaal en so aan. So baie Okay. groot geword. Ja. Dis fantasties. Ja, is wonderlik. Ons gaan nog so 'n minuut of twee gee net vir mense wat dalk nog wil aansluit. Okay. Die hele idee van die konsep is om 'n database beskikbaar te stel in die vorm van video's wat mense kan kyk Ja. om in die toekoms te kan teruggaan en sê weet jy daar was gesprek oor daar was 'n gesprek MS. oor MS. Ja. Kom ons gaan kyk gou waar sy en ons gaan luister wat het Non gesê want ek seker sy het iets gesê wat in hierdie konteks is, né? Ja. So dis basies soos 'n database en dis omdat dit op YouTube is. Omdat dit op YouTube is dit nie net vir Suid-Afrikaners beskikbaar nie, maar enigiemand in Afrikaans kan luister. So ons het mense van Kanada af inskakel, expats van Suid-Afrika, ons het mense uit Australië wat inskakel. Ons het mense uit Saudi-Arabië uit wat inskakel. So Dis wonderlik.
So dit is regtig nogal 'n behoefte en vir mense wat so in die buiteland is, dis gewoonlik iemand wat hier agtergebly het, wat Ja, die siekte het, soos 'n ouer of ja, 'n broer of so iemand. So dis vir hulle om na iets meer weet oor die probleem en wat hulle kan doen om te help om die situasie te bestuur, al is hulle nie hier nie, as jy wat ek wil sê. So dit is ja, ja, dis maar die gedagte daar agter. Was regtig 'n behoefte in ons samelewing um vir sorg vir mense wat versorging nodig het. MS is maar een van die baie. Alzheimer is 'n groot probleem. En die probleem is versorging is verskriklik duur. So jy kan nie sommer net iemand in 'n versorgingssentrum gaan sit. Jy weet ja, dit kos baie geld. So dit is regtig om die mense toe te rus om self na hulle geliefdes ook te kan kyk. Jy weet en die maksimum lewenskwaliteit nog steeds vir hulle te kan bied. ja. Ja, jy slaan die spyker op die kop. Ja. Ons bly in Suid-Afrika, ons bly nie in wel In ek Europa. wel ek moet sê ons moet versigtig wees wat ons sê want dit is nie altyd in Europa beter nie. Ja, ja, ja. Nee, ek weet. My broer is 'n narkotiseer, maar hy's nou afgetrede narkotiseer in Engeland. En ja, daar's maar baie probleme daar. My weet dit is dit klink soos maanskynrose, maar dit is nie altyd maanskynrose nie. Nee, nee, nee. Ok, ek dink Ons is vanaand is ons maar op meer op die getal. Ons dis nie so 'n algemene probleem soos byvoorbeeld Alzheimer nie, so dis baie meer getekende gehoor. So ek gaan jou voorstel aan die mense. Non Smith is die CEO van Multiple Sclerosis Suid-Afrika. Sy het gister ingewillig om vir ons meer van MS te kom vertel. En dan ook te help met goed soos versorging, hoe mense die mense versorg, wat se versorging is beskikbaar, wat se behandelings is beskikbaar ensovoorts. So baie welkom en ons sit in afwagting en wag vir jou presentation. Kan ek gou voor ons vir Non oorgee en gou open met gebed. Sodat ons dit net op die regte manier doen. So as julle vir my net 'n oomblik sal gee. Here baie dankie vir die geleentheid wat ons het om al is ons ver van mekaar, met mekaar te kan gesels en ook nuwe mense te kan leer ken en ook Here mekaar se laste te kan help dra. Dit is wat U ook vir ons sê in die woord is om mekaar te ondersteun en om vir mekaar te help. En dit is ook die doel van hierdie oefening. Here, waar ons nou gaan gesels, gee vir ons helderheid van denke, 'n oop hart om te kan hoor en luister en verstaan. En Here, seën ook vir Non wat sy met ook die regte boodskap kan oordra. Dankie Here. Amen. Baie dankie julle. Non, as jy reg is, kan jy skiet. baie dankie en ja, baie dankie vir die gebed. Ek waardeer dit. Ek gaan nou oor na Engels, né? Dis reg, jy's welkom. Goed, so laat ek nou begin my screen share. Wat hy's op. En is hy nou op sy grootste? Ja, ek dink dit is sy grootste wat hy op Zoom is, Non. Daar's hy. As hy. Daar's hy. Okay. Goed, hier gaan ek. Uh, Ek het baie voorberei, so ek hoop nie dis te veel nie, maar ek gaan begin. dis So, reg. good evening, everybody. Thank you very much for inviting me to this space. I'm really honored to be a part of this session. I can feel that there are compassion here and that the need to know more is very important. MS can feel very overwhelming. It's very confusing, especially when you are supporting someone, a loved one.
So tonight I hope to make it clearer and more manageable. So we will look at MS in a practical, real way, especially from a caregiver perspective. And I will use my slides. So what is multiple sclerosis? It is a chronic condition of the brain and spinal cord. That's the central nervous system. And in MS, the immune system mistakenly attacks the body. It damages the myelin, which is that protective covering around the nerves, and that disrupts the way messages travel between the brain and the body. Ek dink iemand se klank is aan want dit gaan vreeslik hollow in my oor. Daar's beter. Charlotte, Dankie. sal jy vir ons mute asseblief? Ek sien jy's nie gemute nie. Okay, ekskuus tog, sorry julle. Ek sal eers weet ek doen dit. Dankie. So, let's start. In simple terms, think of it like this. When the brain sends the message through the nerves, the myelin acts like the insulation on electrical wires. Now, in MS, that insulation is damaged. So messages become slow and distorted, or they don't really get through at all. So it can affect any part of the body. So let's say what does that cause in the body? Because the brain controls everything, MS can affect anything, your movement or your vision, your balance, your sensation, your bladder, your eyes, your thinking, your memory. And importantly, it looks differently in every person. MS is a condition where the body's immune system attacks the brain and the spinal cord, damages the pathways that carry messages, which is why symptoms can vary so much from person to person. It's important to know that MS is not contagious. It's not caused by something the person did or the parents did. And symptoms are totally unpredictable in every person. It's different. Symptoms and early warning signs. MS often starts very quietly and can be misunderstood at first. Early symptoms include like blurred vision, double vision, numbness, tingling in the body, weakness in an arm or a leg, and problems with balance or coordination. And a very big one is extreme fatigue. Fatigue is one of the most common and most misunderstood symptoms of MS. It's not just being tired, it's overwhelming and very unpredictable. So symptoms may come and go, it may improve and then return, and it be different every single day. You cannot say. What you see on the outside of a person is often not what that person is experiencing on the inside. Treatment and access challenges in South Africa is quite daunting. While treatments do exist, access is not equal for everybody. In the private sector, we have treatment that's available, but often very expensive. Medical aid approval, they can be complex and stressful. Trying not to pay out is the name of the game. And in the public sector, access to MS specialists are very limited, and there's no treatment options. Nothing. Delays in diagnosis are common. So if you're not on a medical aid, you will probably not be on a treatment. It's very expensive. Many people fall through these gaps. Many people have to fight for access to treatment. And the result is, if you don't have medical aid, you don't have treatment. Treatment is not only a medical issue, it's also an access issue. People don't reach the right places. So let's talk about the practical guidance for caregivers and families. Caregiving is often invisible, but it's really demanding. MS is unpredictable, so you don't know what's going to happen next. Symptoms change from day to day, and it looks like it's not real. The person may look fine, but not fine. So I want to tell a story about what happened once with a person with MS in the southern suburbs. She uses a cane to walk, and sometimes not. Sometimes she feels great.
And they got new neighbors, were invited for coffee, went over, and she had to ask the neighbor to carry her coffee back to the lounge. And it was okay because she said she's got MS. But the next day, she was slugging her big gas bottle out of her boot of her car across the lawn. And he looked at her and he said, "So last night you must have been cheating, because how come you can do this now, but last night you couldn't carry your carry your cup of coffee?" That is the situations that arise. So practical support includes the understanding of the fatigue and allowing them to rest, to be patient with their memory or the concentration difficulties, supporting their independence, not taking over completely, give them space, let them do things, help navigate medical and administrative messages and systems. It's really daunting. So the emotional support is just as important. Listening with judgment, you must create a sense of stability around the person and acknowledge the person's experience. It's almost like a real life situation, how we must treat each other, isn't it? The important point to remember is you don't have to fix everything. Sometimes the greatest support is simply understanding what's happening in the person's life. MS is not just a medical condition. It's something that affects daily life, relationships, and the entire support system around the person. This is the exact cause of MS is still unknown. What? We don't know. There isn't one single reason why someone develops MS. Immune system dysfunction is one. MS is what we call an autoimmune condition. That means the body's immune system gets confused and it starts attacking itself. In MS, it attacks the brain and the spinal cord, and we still don't fully understand why. There's a genetic susceptibility. MS is not directly inherited, so it's not something you automatically pass on, but some people may have a higher risk of susceptibility. It doesn't mean MS will develop definitely, just that they may be more vulnerable, like in families. If there's a family member with MS, the chances are slightly higher. Environmental factors plays a big role. We believe that things like low vitamin D, certain viral infections like EBV, Epstein-Barr virus plays a role, and of course, where and how we live plays a role. We now have discovered that. So these can act as triggers in someone who's already susceptible. Now, who gets MS? It's often diagnosed between the ages of 20 and 40. So it affects people in the prime of their lives, and it's more common in women than in men. We would say like a ratio of 3:1. And it occurs across all races and backgrounds, black, white, green, yellow, Indian. Everybody is diagnosed with MS, and we are seeing it more and more in Africa and in South Africa. So MS is not caused by something a person did or didn't do. It's a complex interaction between the immune system, genetics, and the environment. And understanding this helps remove the blame and allows us to focus on support and management. Symptoms and early warning signs. These are often some of the first signs people notice, and they can be quite confusing in the beginning. Vision problems, blurred or double vision, it's often one of the first symptoms. It's called an optic neuritis. People may suddenly struggle to see clearly or they see double. It can come and go. It's very confusing. And many people first go to an eye specialist before MS is even considered. That's very common to have an eye optic neuritis, end up with an ophthalmologist
being sent to a neurologist, doing an MRI, and they find the lesions on the brain and the spinal cord. Numbness or tingling can feel like pins and needles, often in your hands, feet, or any other side of the body. And it may seem minor at first, but it's a sign that nerve signals are affected. We feel there's weakness in limbs. A person may notice heaviness or weakness in an arm or a leg, like, it feels like a stump. Don't want to work today. It can affect your walking, your grip, things fall out your hands, your daily activities. And sometimes it comes on suddenly, sometimes gradually, and sometimes it's not there. So it does seem a little suspect when family members look at you and then you do it and then you can't. That's one of the problems. Balance and coordination issues. People feel unsteady, off balance. It often looks like they've had too much to drink. That's a very common observation. People think that you are drunk. Walking can become difficult, and it may look like clumsiness, but it's actually neurological. It's the message that does not come through. Extreme fatigue is the #1 symptom. This is the most common one, and the most misunderstood. It's not just being tired. It's not like, yes, I also had a late night. It's not like that. It's overwhelming. It can affect the ability to function day to day, and it can come so early in the morning. It is the #1 debilitating symptom of MS. So these symptoms can come and go. They change over time. And very often, what you see on the outside is not what the person is experiencing on the inside. The role of caregivers are very important. They play a critical role in the life of someone living with MS. Often this role develops gradually, not something people plan for. And if it sounds now like MS is not debilitating right from the start in the sense that you can see it or that you go straight into a wheelchair. Many people have MS for their entire lives and they never end up in a wheelchair. So we mustn't think that it looks like disability. It looks normal. So your daily support, helping with everyday activities, that's mostly when it's in an advanced stage of MS, supporting with mobility and, appointments and routines and stepping in and sometimes stepping back is also very important. Understanding the condition is important. Understanding that MS is unpredictable, that symptoms change. What worked yesterday may not work today. It helps to understand the level of fatigue, the cognitive changes, the emotional shifts, moodiness. Being present is often more important than having the answers. Listening without judgment. Acknowledging frustration, fear, or loss. I always feel when I say this that this is part of normal life. This is how we should be able to treat each other, regardless of whether we have a chronic disease or not. So balancing support and independence is also very important. To support without taking over completely, to encourage independence where possible, and respect the dignity at all times. It's really important to the person who has to live through this journey. Helping navigate medical systems, appointments, admin, support treatment decisions, sometimes advocating when the person is too exhausted to do so themselves. Caregiving can be physically and emotionally demanding. I'm sure you know that. It's often invisible and not always acknowledged. Caregivers also need support. You don't have to fix everything. Your presence and your understanding and your consistency are often the most valuable support that you give to the person. And you cannot pour from an empty cup. Caring for yourself is really part of caring for someone else. Supporting someone with MS. One of the most important things to understand is that
MS is invisible mostly. A person looks fine, but he struggles internally. So the daily reality is the fatigue. It's not normal tiredness. It's overwhelming. It's unpredictable. The mood changes happen, sometimes linked to the condition itself, sometimes not, sometimes to the emotional impact, sometimes it needs intervention, and sometimes, mostly, it needs an ear. So how can we actually support people then? Is to respect their dignity and independence, try not to take over completely, support them where they are needed, but allow them to remain independent as possible. And often it's the small things that matter the most. It's about patience, understanding, flexibility, being kind. Yeah, if you are in that situation and you're always giving, 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 do remember to take care of yourself as well. There's real progress being made in research. That's the big, hopeful message. There's real progress. Treatments are improving at a rapid pace. People with MS can and do live meaningful, full lives. With the right support, quality of life can improve significantly, and the caregivers are a vital part of that journey. I would say the caregiver in this instance, I'm rather speaking about the spouse or the loved one or the partner, because that's mostly where caregivers come from. So what you do matters more than what you realize, I think, as a caregiver, a spouse, and a partner. Supporting someone with MS is not about doing everything for them. It's about walking alongside them with understanding, patience, and respect. You are not alone. So I want to end on a note of hope. There is real progress happening in MS research. Treatments and understanding are improving all the time. People living with MS can and do live meaningful lives. So with the right support, the quality of life can improve significantly, and caregivers play a very important role in that journey. One of the biggest challenges with MS can be isolation. Support networks make a real difference. Peer support is powerful. Speaking to others who understand can change everything. We have that support available at MSSA. We focus on providing reliable information. We connect people through support groups, peer-to-peer. We offer guidance based on real-life experience. That means when somebody's in a job and there's discrimination at work because of the fatigue, because of this, because of that, it's very, very important to seek advice and information from MSSA. Do not think you can resign. It's not in your best interest. There are pathways to follow, and we have a service available with a labor law expert that can help you navigate through those challenging times at work. And it happens all the time. Be aware, tell people there's help. They must just reach out. So maybe in my closing message, I'd just like to say you're not alone in this journey, and the support you give and receive truly matters. Yeah, and thank you for the care and support you give. It truly matters. I'm very happy to take your questions. Dankie, Norm. Really appreciate. Dit was baie insiggewend. Ek gaan die vloer gou opstel as daar iemand is wat vra het uit die verhoor uit. Voor ek die vraag gaan vra van die persoon in ons gemeente wat ons weet van wat 'n versorger is van iemand wat redelik ver gevorder is met MS. Okay, so as daar vrae is, ek gaan intussen tyd aangaan en sê die een van die belangrikste vrae is, ek het nou vir jou so in die introduction gesê dat dit gaan finansiëel met hulle nie baie goed op hierdie tydstip nie.
En een van die vrae wat sy graag wil gevra het is uit 'n disability oogpunt uit, want haar man is nou reeds in 'n rolstoel en so hy het sy werk verloor onlangs. So dit gaan met hulle finansiëel baie sleg. Um so hulle wil weet of kan hulle disability uh aansoek doen voor by die SASSA kantore. Is dit 'n disability geklassifiseer as? Hoe oud is hulle? Middel 40s, middel 40s. Is daar 'n rede dat hy sy werk verloor het? Wat het gebeur? Weet jy, soos ons verstaan is die maatskappy het toegemaak. So dit was nie dat hy gediskrimineer was teen nie. Dit was 'n algemene, weet 'n klomp mense wat hulle werk verloor het. Ja, dis wat hulle miskien partykeer doen. Hulle sê ons maak toe, maar hulle maak nooit en die mense verloor nie sommer net hulle werk vir dit nie. Jy kan mos nog. In elk geval dis 'n ander saak daai om aan te raak. Ja, as jy kwalifiseer vir 'n disability pension in Suid-Afrika, SASSA, beteken dat as jy nou onder 60 is dit 'n disability pension. Dan moet jou neuroloog ten minste en ook dalk 'n fisio en 'n occupational therapist wat is dit? Ja, Arbeidsterapeut. Arbeidsterapeut. Jy moet geassesseer word natuurlik want op jou SASSA aansoek vir disability moet jy 'n sekere kriteria voldoen en dit is die IDSS skaal. Dit beteken jou level of disability moet bepaal word en dit moet skriftelik bevestig word en dit gaan op jou SASSA aansoek aangebring word. Okay. Dis een van die belangrikste goed. So jy moet met jou dokter praat daaroor. Jy kan ook met jou GP praat. En sien, dis nie altyd dieselfde vir almal nie en dit hang af waar in die wêreld jy bly in Suid-Afrika. En hoe is jou verhouding met jou dokter? Dit sal ook help. Dat jy nie net 'n nommer is en jy sit voor hom en sê ek wil aansoek doen vir SASSA en dan skryf hulle iets en dan word dit afgekeur. So Ja. daai gesprek is baie belangrik om te hê met jou dokter. Dat jou dokter ook bewus is van jou swaar kry en jou moeilikheid en ja, en met empatie miskien so vir hom kan invul. Jy weet, 'n mens kan nie jok oor jou disability nie, maar jou graad Ja. van kyk, sommige van ons is in rolstoele, maar ons kan nog loop. Ons kan net nie langer as 5 tree loop nie. So dis 'n baie confusing situasie, veral vir die owerhede. Veral as jy 'n gestremde parkering disk wil aansoek doen voor. Die situasie in Suid-Afrika is, as jy self gaan aansoek doen vir daai disabled parking disk, en jy stap in by daai deur, en jy gee vir hulle sê vir jou, jy is nie disabled nie, bye-bye. Jy moet dit weet. Ja. Jy moet iemand, as jy in die situasie is waar jy nie verder as 5 tree kan loop nie, of soms loop jy lank, maar dan skielik kan jy nie meer nie. Want dit is wat MS is. Dan moet jy iemand anders stuur om vir jou daai disk te gaan aansoek doen. Jy moet die papiere voorberei en so aan, maar jy moet iemand anders stuur om dit te gaan doen. Die realiteit is, moenie vir mense wys jy kan dalk nog opstaan nie, want hulle het geen idee wat MS is nie. So hulle gaan net vir jou sê, maar jy jok ons nou. Jy kan dan opstaan. So die situasie rondom die persoon is baie belangrik om dit, jy weet, uit te lig met al die betrokke partye, die dokter, die algemene praktisyn, die GP. Dis 'n groot hulp om 'n verhouding te begin bou met 'n arbeidsterapeut, veral as jy in die huis is en hulle kan vir jou wys hoe om miskien makliker in jou huis rond te beweeg, goedjies op spesifieke maniere te skuif of so. Selfs al loop jy, dis nie net rolstoel waarvan ek nou praat nie. Mense met MS loop gewoonlik en hou vas teen mure vir jare. Hulle loop van muur tot muur, stoel tot stoel, want hulle struikel die hele tyd. Hulle is van balans af. Ja. En hulle voet hak vas. En hulle het dropvoet. Jy weet, dis alles dit is alles reality, werklikhede. So
vir hulle om hulle te antwoord, hulle kan aansoek doen op hulle SASSA, ja. Dit sal beter wees as hulle 'n brief kry van die dokter om dit te ondersteun. En terwyl jy nog nie 60 is nie, sal dit moet 'n disability aansoek wees. Grading. Ja. Ja, as jy ouer word, dan kan jy nie al twee hê nie. Dan is jy op ou mens pensioen, dan kan jy weer aansoek doen vir SASSA vir old age pension. Maar dit is verskriklik min geld. Dit hou Dit niemand is. aan die lewe nie. Dis baie degrading om selfs net te dink, dis wat hulle dink, mense op kan lewe. So dit is, so kom ons praat nou van wat kan hulle nou doen? Al het hulle nou gekwalifiseer vir 'n SASSA. Hulle gaan dan so 'n paar goedjies iewers korting opkry as jy op 'n SASSA brand is. Maar in Suid-Afrika, kom ons kyk in die perspektief van multiple sclerosis en MSSA. Ons is so 'n klein organisasie wat so groot voice probeer hê vir so relatief min mense. Ons het geen ondersteuning van die owerhede nie. Hulle sien nie MS as 'n bedreigende siekte nie. En vir baie jare, ons beklei baie hard om die persepsies te verander. Vir baie jare word dit beskou as 'n wit siekte en 'n wit vrou siekte. Ja. Dis die realiteit. Ek weet nie Ja. of ek dit mag sê hier nie, but that's it. Dis hoe dit Dit is. is so. Ja. Dit is so. En dit het groot struikelblokke veroorsaak. Want dit is hoegenaamd nie waar nie. Die swart mense in Afrika het ook MS, hulle is net ongediagnoseer. Ons het Ja. baie van hulle nou al reeds op ons register. Hulle skakel in by ons, hulle is verstom dat hulle die siekte het, want hulle is aangesê dit is Sangoma siekte of die simptome is te veel, dit lyk of hulle getoer is. Ja. En as hulle dan uiteindelik, die mense wat gediagnoseer word, is meestal nou mense wat in goeie beroepe is en mediese fondse kan bekostig en nou toegang het tot MRI en jy weet toetse. Ja. Die mense wat nie toegang het daartoe, nie finansiëel kan nie, swart en wit, moet 'n staatshospitaal besoek en 'n neurologie departement. So jy moet 'n buitepasiënt word, jy moet by neurologie aansluit. En nou is dit anders in elke stad. Is dit anders. Ja. Dit hang af wie jy gaan raakloop, dit hang af wie voor jou gaan sit. Almal is anders. Meeste gaan gesê word, jammer, jy het MS, ons kan jou nie help nie, you've got nothing, bye bye, see you whenever. Dis die antwoord, want MS treatments, ons noem dit disease modifying treatments, DMT's, is geweldig duur. Daar's Ja. meer as 20 verskillende MS treatments in die wêreld en ons het almal beskikbaar in Suid-Afrika. Ons is so 'n first world country en dan is ons so 'n second, third, fifth world Ja. country, alles in een. Dit is eintlik ongelooflik. Dis alles beskikbaar in Suid-Afrika. Ons het van die beste neuroloë in die wêreld. Hulle is absoluut experts. Ek praat nou van die handjievol wat wel 'n belangstelling toon in MS. Ja. Maar ons het minder as 100 neuroloë oor. Al die neuroloë het geëmigreer. Ja. So die wat oorbly, net 'n handjievol van hulle het 'n belangstelling. En daai neuroloë is van die bestes in die wêreld. Ons woon kongresse by, ons weet alles, research die works. Ja. Maar dis nie beskikbaar vir die mense wat nie mediese fonds het nie. Dis Ja. die hartseer ding. Okay. Ja. Non, ekskuus, ek gaan weer 'n geleentheid gee vir die vloer as daar iemand is op die wat wil vra. Is daar iemand wat 'n vraag wil vra? Is nou jou geleentheid? Okay, non, dan die van my kant af die volgende vraag is versorging. Plekke wat julle van weet wat julle op register het of so wat geregistreer is dalk by julle om na MS pasiënte te kan kyk, want ek dink dit is ook seker wanneer dit in 'n gevorderde stadium raak 'n redelike gespesialiseerde versorging. Ja. Ja, nee, ja en nee.
Want as dit versorging nodig het op daai vlak, maak dit nie saak wat die siekte is nie. Dis palliative care. Ja. MS speel nie 'n rol daar nie. Wat wel 'n rol speel is wanneer die verswakking nie so erg is nie, dan kan jy sê daar is sekere goedjies wat jy moet weet van MS om dit vir die persoon makliker te maak. Kom ons Ja. antwoord net eers die vraag, is daar nou versorging beskikbaar in Suid-Afrika? Net so min as wat daar nou jy weet access is to treatment and Ja. diagnostics. Net so min is daar spesifieke plekke vir MS. Ons het nou al geleer, daar's plekke soos Cheshire Homes in Kaapstad, Cheshire Homes in Johannesburg. Hulle het 1 of 2 mense met MS, dan sê ons, okay, daar's iemand, miskien moet jy daar aansoek doen. Die realiteit is, as jy nie kan bekostig om te betaal vir jou verblyf nie, dan help dit nie jy soek na iets nie. Dit is so. Daar is nie iets nie. Nou wat ek sê, al hierdie jare wat ek geleer het, op die harde manier en ons leer dit saam, en dit is wanneer die siekte besig is om te ontwikkel in die huisgesin, moet julle vroeg genoeg, ek bid en vertrou die mense kom vroeg genoeg by ons uit, dat ons hulle kan help om te verstaan, dat jy nie moet moed opgee nie, jy moenie jou werk verloor nie. Daar is 'n manier om te sorg dat hulle, ons land se grondwet beskerm ons teen Ja. diskriminasie op alle vlakke. En dit werk, as jy net weet watter kanale om te volg. En as jy by die regte mense uitkom wat jou wil help. Yes. So, dit is beskikbaar. Diskriminasie word nie geduld nie. Maar as dit nou klaar verby is, soos die persoon waarvan jy praat, het nou klaar sy werk verloor en is nou in daai situasie, dis baie sad, want daar is nie nou ander pathways wat jy nou kan sê, okay, dit het nou gebeur, ek is nou jammer, maar nou kan ons iets anders doen nie. Ja. Voor dit gebeur, is dit my diepste wens is dat mense sal verstaan, hulle moet hulle verhoudings met mekaar koester. Jy moet verstaan, as daar 'n kroniese siekte begin ontwikkel in die huis, dan is daar ook 'n kroniese siekte in die verhoudings. Ja. Want dit begin soos 'n kanker aan mense eet. Jy moet altyd alles doen, die ander een is altyd siek, jy moet altyd dit doen, dan kan jy die kinders grootmaak, jy moet altyd dit doen. Dis daai resentment bou op. Dit is so, ons kry swaar, ons het nie genoeg geld nie, ons het net 1 broodwinner, wat moet ons nou doen? Daai normale situasie waar ons eintlik nie mekaar gaan sit om 'n tafel en praat en sê, okay, ons is nou hier, hoe gaan ons nou van hier af verder? En dis belangrik om dit betyds te doen. Ja. En as jy weet van iemand, om vir hulle ook te help en te sê, jy moet dit betyds doen, sit om die tafel en praat, hoe gaan ons maak? En al kom dit dan, ek gaan dit nou verkort en spring na 'n oplossing, al kom dit nou ook daarop aan, dat jy moet sê vir jou man, ek gaan nou net 'n voorbeeld noem, Ja. dat jy vir jou sê vir jou man, jy is die vrou, jy het soveel jaar MS, jy's verpletter, jy's nie die vrou wat jy wou wees nie, jy kon nie vir jou kinders langs die hokkieveld skree nie, jy sit in 'n rolstoel, jy voel soos 'n las en dit gaan nie goed nie. As jy op daai stadium is en jy begin vir mense sê, ek moet hier uit, dan moet jy eerder besef, jy moet jou man vir hom sê, kom ons sit en praat daaroor en ons besluit, hoe gaan ons verder? Ek sal vir jou vryheid gee. Al wat ek van jou verwag, is dat jy vir my sal help om my te versorg, want ek kan dit nie doen nie. En die rede hoekom ek dit sê, is omdat as mense skei, as gevolg van so 'n kroniese siekte in die huis, dan is die persoon wat siek is, gaan heeltemal ten gronde, en dan is daar glad nie sorg nie. Daar's nie 'n huis nie, daar's nie 'n dak nie. Maar as jy kan ooreenkom met mekaar en sê, kan ek asseblief menslik behandel word, laat ek hier bly, laat ek my kinders sien, laat ons aangaan daarmee. Ek verwag nie van jou om vir my te versorg nie, kan ons 'n reël dat ek miskien die huishulp, dat ons haar 'n bietjie leer hoe om my te help, om my hare te was, 1 maal of 2 of 3, dit en dat te doen en so aan.
en dat jy my kan help om by die dokter in die hospitaal uit te kom en dat jy my mediese fonds kan betaal en so aan. Dis die gesprekke wat 'n mens moet hê. Al is dit hoe hartseer en al is dit hoe seer, jy moet dit doen en dan moet jy, ja, ek weet nie hoe mense daaroor kom nie, dis 'n verskriklike ding. Ons praat nou baie diep stories, maar Ja. jy weet, ja, in die meeste gevalle in Suid-Afrika vandag gaan dit goed met mense wat MS gediagnoseer word die afgelope 10 jaar, want hulle is in hulle jobs, hulle verdien en hulle is op goeie medikasie. So, hulle MS is amper asof dit heeltemal op die agtergrond geskuif is. Hulle word jaarliks getoets en hulle sien die agteruitgang, maar dit is manageable. Ja. Met daai mense gaan dit goed en ons probeer so goed as moontlik om hulle te ondersteun op daai vlak. Hulle het kinders en hulle het kleinkinders en hulle het hulle verhoudings ook emosioneel volwasse gemaak. Ja. Ek praat die ander wat ek nou van gepraat het, is die klein groepie mense wat dit nie kon hanteer nie. Ja. Ja. Non, terwyl jy nou praat van treatments, is daar ook 'n vraag, is cannabis 'n erkende treatment? Wat sê jy? Is cannabis dagga 'n erkende treatment vir MS? Cannabis. Ja. Dis baie kontroversieel, al hierdie goedjies wat nie met jy weet, navorsing, spesifieke scientific papers and outcomes. As jy afkom op 'n scientific paper wat sê cannabis het dit en dat gedoen, dan by al mens gebruik dit sal jou nie kwaad doen nie, maar is definitief nie 'n cure of iets wat jou gaan help om jou MS beter te manage nie. Dis maar, as jy dit kan bekostig, is dit 'n ekstra. Okay. En as dit vir jou help, kyk, jy kan mos nou dink, as jy cannabis gebruik op 'n manier, daar's baie stories en baie mense wat sê dit, hulle vind baat daarbey. So soms voel jy dalk beter, soms is dit 'n placebo effek, soms party mense rook dit en hulle sê dit doen vir hulle goed. So, Ja. ons kan wel sê dat die rook van cannabis word streng afgekeur, want smoking is een van die mees is een van die goed wat MS kan trigger. Is een van die goed wat hulle sê is 'n MS trigger, ja. Smoking en EBV en so aan. So, mens moet versigtig wees, maar ja, cannabis is so duur, dit word so uitgebuit dat ek weet nie wie kan dit eintlik bekostig om 'n paar druppels te probeer nie. Ja, dit is so. Ek gaan gou weer net, as daar iemand op die vloer is wat 'n vraag wil hê, ek wil vra, is daar iemand wat iets wil weet? Dit lyk my nie daar's iemand daar nie, Marita? Vra nee. Kan jy dalk vir ons kontakbesonderhede gee of kan mens iemand na jou toe verwys as ons byvoorbeeld hierdie gesin na jou toe verwys, dalk om by 'n supportgroep of wat ook al in te skakel? Ja, absoluut, verseker so. Jy kan sommer maklik op ons webwerf gaan kyk, multiplesclerosis.co.za. En daar sal jy die kontakbesonderhede kry en ja, die maklikste is om vir my telefoon is 'n WhatsApp lyn. Ja. Die maklikste is om vir mense my WhatsApp nommer te gee en te sê hulle moet 'n boodskap stuur. En sodra hulle dan kontak maak, dan sê ek vir hulle verder, maar vertel my van dit of vul hierdie vorm in of doen dat. En die proses wat gevolg moet word is baie, baie eenvoudig en dit is dieselfde. Ek gesels nie met iemand voordat ek nie die vorm, die ingevulde online submission application gekry het nie, want dit gee my die agtergrond en dit antwoord al die vrae wat ek sou gevra het in die volgende 20 minute, as jy verstaan wat ek sê. Ja. Dis nie moontlik om met elke persoon vir 20 minute te praat nie. So, dit is die maklikste ding om te doen en dan sal ek hulle daar vandaan help.
Ons het groepies. Ek moet miskien net vir julle die groepies verduidelik. Ons het meer as 19 WhatsApp support groups in Suid-Afrika vir mense met MS. En dit is area gebonde, so ons het in elke groot stad, kom ons sê nie provinsies, ons het in Eastern Cape, KZN, Gauteng, wat ons die Transvaal noem, en dan die Kaap, die ou Kaap provinsie. Ons het 'n groep vir elkeen van daai, en almal wat daar bly is in daai groepe, en hulle ken mekaar, almal. Daar's nie iemand wat nie mekaar ken nie, want hulle ken mekaar deur die groep. Dan het ons spesifieke groepe vir disease modifying treatments. As jy op een van die medikasies is vir MS, dan Ocrevus, Tysabri, wat ook al, dan gaan jy in daai groep in, en daai mense wat daar is, praat net oor daai side effects van daai medikasie, en authorization, en hoeveel hulle moet inbetaal, en whatever. So dis baie dedicated, net vir daai spesifieke, baie waardevol. Dan het ons groepies vir, ons noem het the young ones. En ons het gesien as behoefte vir young ones, omdat die algemene ouderdom van mense met MS in Suid-Afrika begin mos nou aanskuif, jy weet. Eerste mense kom hier uit 1966 uit, so. Daar's heel wat ouer mense, wat ongelooflike baie wisdom het, oor hoe hulle met hulle MS omgegaan het, en waar hulle is in hulle siekte. En dis ongelooflik wonderlik om met hulle te gesels, hulle het baie wysheid om te deel. Maar dan het daar nou 'n behoefte ontstaan vir jonger mense, tussen die ouderdomme van sê net maar 30 tot 40, wat babas wil hê, wat wil weet, kan 'n mens swanger raak, het julle kinders, wat doen julle, hoe maak julle? En toe het ons gou besef, maar daar's 'n groep van 40 tot 50, wat soos in 'n wat is die woord, wat nergens inpas nie. Die misfits is. Ja, hulle is dan nou nie 60 nie, maar hulle is ook nie 40 nie. Toe sê ons, so what the fairies, dink julle dan nou van ons, sê hulle. So toe besluit ons, dit maak heeltemal sin, want soos julle weet, nou, dis mos nou maar 'n cliché, mense sê the 60 is the new 50 en bla bla bla. So toe begin ons dit oopmaak en sê, kom ons maak dit oop vir onder 50, maar nou is daar selfs mense van kort onder 60, want die mense het so jonk geword, die mense, ons is so jonk van gees, en ons kan nie meer as oud geklassifiseer word nie. So daai groepie het vreeslik uitgebrei, en dis baie wonderlik wat daar aangaan, want ons doen byvoorbeeld vir bewusmaking hierdie jaar het ons 'n campaign Move Strong May, en dit beteken, dis vir enige iemand, ons het 'n Give and Gain page, en jy gaan daarop, en enige iemand kan deelneem en registreer as 'n aktivis, of 'n Move Strong May champion, en dan kan jy kan sê, ek het 14 rye gebrei, of ek het 2 kilometers gestap, of ek het die berg uitgeklim, of wat ook al jou ability is. En dan vra jy jou vriende en familie om jou te borg vir dit wat jy gaan doen. So dit is een van ons grootste fondsinsamelingsprojekte, eenmal 'n jaar in Mei, wat ons probeer om 'n groot verskil te maak. Want hoe wend ons fondse aan? Dis 'n baie belangrike vraag. Wat doen ons met die geld wat ons maak? En ek wens ek kon sê dit was 1 miljoen of is, maar jy weet, dit wat ons inkry, wend ons aan so goed ons kan, in die spasie wat ons het, vir die mense wat dit nodig het, so goed ons kan, en dit gaan meestal vir baie simpel goed, soos, kom ons onderbegin, party mense kry airtime en data, sodat hulle in die gesprek kan bly op die WhatsApp groepe, dat hulle kan deel wees van hierdie familie waarin hulle is. Dit is so elementair soos dit. Sommige mense kry
'n maandelikse toelaag om incontinence products Ja. bydra te lewer daarvoor. Dis baie baie duur. Nou ek sê dit so, maar mense moet ook baie goed, daar's baie sterk kriteria om te kwalifiseer om so iets te ontvang. Jy mag nie jou eie huis besit nie en allerlei sulke goed, want daar's soveel mense wat dit nodig het. 'n Mens moet seker maak die regte persone kry dit. Ja. En dan is dit is ook nie 'n promise nie, want so vinnig as wat ons geld maak, so vinnig raak dit op. So Ja. as dit op is dit op. Sodat ons het ook policies wat sê mense kan ons nie dagvaar omdat ons hulle laas maand gehelp het en nou kan ons nie meer nie. Ja. Jy weet, dis die realiteite van Suid-Afrika. Dit is Ja. maar so. Ek wens ons het meer gehad, maar ek moet vir jou sê die algemene attitude van mense in ons groepe, hierdie 2000 mense wat ek verteenwoordig, is van opgewondenheid, is van hoop, is van liefde, is van samehorigheid, is van help mekaar. Ons het hierdie jaar 'n 3-city tour. Soos ek nou hier sit, is ek veronderstel gewees om eerder te pak, want ek moet môreoggend baie vroeg vlieg ek Johannesburg toe, want Saterdag het ons 'n groot webinar in Johannesburg vir mense met MS. So daar's so 80 mense met MS in die vertrek, met hulle geliefdes en hulle carers en wie ook al, en dan het ons een van die spesialist neuroloog in Johannesburg, Dr. Dominique Giampolo, en hy gaan 'n uur en 'n half met ons spandeer en hy gaan ons vertel. Mense wil meestal weet, wat is al wat nuut is? Het hulle al 'n kuur gevind? Wanneer gaan hulle ons help? Bla bla bla, sulke goed. So, ek dek al daai en dan kan hulle vra wat baie uniek is. Die dokters is baie duur. So om hulle voor jou te hê en jy kan vir hulle vra wat jy wil, is 'n baie groot voorreg. Ja, So, ja. Ja, so Saterdag is Johannesburg en dan in die middel van Mei is dit Kaapstad en in die middel van Junie is dit Port Elizabeth. Oh, wow. Ja, en dan het ons al hierdie mense bymekaar en dis 'n groot fees, hoor, dis 'n jol. Ek sê jou, dis 'n Ja. jol. Siek of nie siek nie, almal ken mekaar. Dis hoekom hulle opdaag. Ja. En hulle dis ver om te ry, dis duur om te ry. Dis brandstof is verskriklik duur nou in Suid-Afrika, maar hulle kom want hulle wil is maar net 'n paar ure wat ons saam is. Ja. Maar dit is baie waardevol. Net daai ek sien jou. Ek hoor jou. Hier is ek. Daai, Ek sien jou weer. ja. Jy weet, dit maak 'n groot verskil. So Dit dis doen. vir ons baie exciting. Ek is so opgewonde altyd as ek hulle en ons altyd groot afwagting dat hulle iets gaan hoor wat hulle nog nie gehoor het nie. Maar ons het al alles gehoor. Maar nou Ag, ja. fantasties. Dis fantasties. Ja. Ek gaan gou vir oulaas nog die vloer oopmaak vir iemand wat dalk 'n vraag het. Is daar iemand wat intussen dit besluit om 'n vraag te vra? Takeaways from the meeting. Dis jou Dis my note taker. ja. Okay. Hulle is baie stil vandag. Die mense is baie stil vanaand. Daar's nie vrae nie. Ek Ek dink wonder of dit het- is omdat Ja. ek dink dit is tot 'n groot mate omdat MS 'n onbekende siekte is tot 'n groot mate. Ja. Soos jy gesê het, it's a very underdiagnosed Ja. disease, né? Ja. So ek dink daar's baie mense wat daar's min mense wat regtig weet dat hulle eintlik reeds met so iemand te doen het. Ernstig in hulle lewens. Maar non, ek wil vir jou baie dankie sê vir jou tyd, vir jou opoffering, vir jou voorbereiding. En ek wens julle voorspoed toe vir jou 3 Cities tour. Dat dit nie net suksesvol sal wees nie, maar ook 'n lekker ervaring sal wees. En ons glo dat die Here julle sal seën met julle werk en dat julle dit wat julle oogmerke is, dat julle dit sal bereik. Baie dankie, ek waardeer dit. Baie dankie. Baie dankie. Dankie vir almal wat wel ingeskakel het. Non, ons gaan jou besonderhede op ons WhatsApp groep sit en dit gaan ook verskyn op die recording vir die wat op YouTube gaan.
So jou WhatsApp nommer. Ons sal ook sê dat dit is 'n WhatsApp nommer. So maar baie dankie vir jou tyd en ons waardeer dit regtig. Dis 'n groot plesier. Ek dink dit was my baie lekker om met julle te gesels. Ek is bly julle lig dit uit. Dit is baie belangrik. So julle speel 'n baie belangrike rol en baie dankie daarvoor. Ek waardeer dit baie. Baie van die MS'ers gaan baie bly wees dat julle dit gedoen het. Dis 'n groot plesier. En jy moet veilig vlieg of waar vlieg jy Dankie. môre? Ja, vlieg môre. Ek bly in Hermanus. Jy O, Lekker. moenie te jaloers wees nie. Ja, ons probeer. Ons probeer. Maar Ja, jy moet 'n lekker vlug hê en ek hoop jy geniet jou trip. baie dankie. Mooi aand vir julle en 'n wonderlike Baie jaar dankie. vorentoe. Dankie selfde. Okay. En baie dankie vir almal wat ingeskakel het. Ja, Bye-bye julle. baie dankie. Bye Bye. bye. Dankie. Bye bye.